Dankie, Here. Kyk gou vir die ou langs jou en hê hom net so 'n bietjie lief vir haar. So good to have you. Ons het vriende hier van Struisbaai. Is baie lekker om julle te hê. En dan in Johannesburg, Pretoria, Johannesburg. Baie welkom, baie welkom. Ons het natuurlik mense van Klein Willem, baie belangrik. Wie is daai ou? My creativity has no end. Ek moet net sê daai foto het 'n paar keer gevat voor ek hom reggekry het. Chantal het gesê die eerste een wat ek afgeneem het, het ek die mense bang gemaak. Julle moet net wys sien ek is bang. Dankie Dirkie. Ek wil vanoggend hulde bring aan 'n baie kosbare vriendin van ons gemeente. Baie van julle sal haar nie ken nie. Sy is nou vir julle klomp jare nie meer hier by ons nie. Waar hulle in Pretoria woon en dit is Hanlie Silje. En sy is gistermiddag net so na 4 het sy die wenstreep oorgestreek en sy is in die heerlikheid van die Here opgeneem. En sy was een van die min mense wat, dit klink arrogant, sy was een besondere persoon wat my gechallenge het. Sy het altyd my denke en hoe ek dink het sy uitgedaag. Yes. Ja. Oh, wow. How's that? Haar sussie, jy was vriende met haar sussie. My jene, goeie. There you go. So, alright. So, maar op haar Facebookblad is daar, kyk, Hanlie sy het nie volgens grense geleef noodwendig nie. Sy het gehou van om die boksie te skuif. En op haar Facebookblad wys sy waar sy geleer het om te boks. En die foto is waar sy nou met haar coach, jy weet, boks. En dan skryf sy hierdie woorde. Of the many lessons that I've learned from boxing, the one that stands out most is to face your fears and punch through them, no matter how afraid you might be. Thanks for pushing me beyond that point of fear. Dis waar ek vanoggend wil preek. Ons leef, sê hulle, Google is die woord wat die meeste gesoek word, is anxiety en fear. Dis die woord met die hoogste soeksyfer. Jonathan Haidt het 'n boek geskryf, The Anxious Generation, en hy praat spesifiek oor jong mense, kinders wat millennials en Gen Z. Hy sê dis die vreesbevangste generasie wat nog ooit geleef het. Ons Gen X, kyk, ons is nie bang nie. Ons het in die rowwe jare groot geword. Maar een van die probleme met te veel inligting is te veel inligting maak jou bang. En te veel inligting waarsku jou van dit en waarsku jou van dat en nou later weet jy nie meer hoe jy moet hê en hoe jy moet leef nie. En dan het ons COVID gehad. Wie van julle kan dink is al 5 jaar sedert COVID, nê? En dit was 'n crazy tyd geweest. Kyk vir jou langs jou sê, "Goeie, hoe het ons dit gemaak?" Dit was bietjie rof. En nou, julle moet asseblief, ek wil julle aanmoedig om ons preke te gaan kyk op ons webblad, want ek gee baie keer meer inligting in die blog wat jou sal lekker besig hou in die week. En die boeke wat ek nou vinnig gaan aanhaal is seker elke liewe een die werd om te lees op 'n stadium. Steven Pinker, so 'n bekende wetenskaplike filosoof en futurist, het 'n boek geskryf, Enlightening Now, en hy bewys letterlik deur die data en statistiek dat die wêreld is eintlik baie beter as wat dit ooit was in 100 jaar. Jy weet, as jy dink die siektes wat ons deesdae oorwin het, pokke, sulke goed, selfs TB was nog steeds hier, maar ons het dit significantly
in 'n groot mate onder beheer. En weet die groot pla, COVID het ons natuurlik nou skrik gemaak, maar ons het 'n geweldige deurbraak in die laaste 40, 50 jaar in die mediese wetenskap. Ek hoor onlangs van 'n mediese dokter wat vir my sê, nie die nuwe joernale wat in die laaste jaar geskryf is, met nuwe tegnologie, nuwe behandeling wat oor soveel siektes uitgedink word, is merkwaardig. Pinker sal natuurlik praat oor dat ons leef in die mees vreedsaamste tyd in die geskiedenis. Nou, ons kan nie dit heeltemal sê nie, want ons almal kyk nou vas wat in Oekraïne gebeur en wat in Israel gebeur. Maar ek wil tog waag om te sê dat ons het in COVID-tyd, sal julle onthou, het ons gesê daar moet 'n reset gebeur. En enige reset, soos met enige groeipyn, is daar 'n tyd van disruption. Dit beteken nie dis ons toekoms nie, dit beteken dis 'n groeipyn. Dit beteken daar's kragte wat hulle self herposisioneer. En daar's sekere goed wat nie volhoubaar is nie, wat uiteindelik depleted raak. Nee, dit raak irrelevant. So ons moet onsself die hele tyd posisioneer. Hans Rosling en sy dogter het 'n projek gedoen met 'n boek met die naam Factfulness. Nou dis nogal 'n boek wat ek baie hoog sou aanbeveel. En Hans en sy dogter gee letterlik data op data. Ons het die hoogste ouderdomssyfer, met ander woorde lewensverwagting, in die geskiedenis. Ons het letterlik kindermoord of kinderdood is amper uitgewis reg oor die wêreld. Jy weet in die ou dae as jy nou dink, jy weet om kinders te gehad het en die kans dat jou baba sou sterf was baie hoog. En weet ons het nog steeds uitdagings. Ek wil nie sê ons het nie uitdagings nie. Ek wil net sê daar's 'n ander kant. En die moeilikheid julle is dat wat binne jou kop aangaan, bepaal jou werklikheid. Met ander woorde, mense is intern meer bang, al is daar ekstern minder om voor bang te wees. Ek kyk onlangs net in die Cederberg, die boodskappe wat in die laaste tyd oor die munisipaliteit verbygaan en sê hoe sleg en korrup en hoe sleg die munisipaliteit is. Ons het 2 aande in hierdie saal gehou wat vol was, uitgepak, waar ons vir 3 ure geluister het oor die deurbrake wat die munisipaliteit in die laaste 2 jaar bereik het. Ons het, ek dink nie ons verstaan dat ons het, julle kan kyk, daar's nou gister dink ek, is daar 'n verslag in die provinsie uitgegee oor hoeveel munisipaliteite in die Wes-Kaap het 'n funded budget, met ander woorde het genoeg geld om hulle budget deur te kom. Hy's groen, nie rooi nie geel nie, groen. Cederberg. Well done. En ons het bietjie in die bank. Ek dink nie mense verstaan hoe geweldig positief dit is nie. As jy in ons strate ry, is daar uitdagings, daar's goed wat vuil is, maar dit gaan dele wat nou baie lankie bly, sal sien is skoner. Dis netjieser. Ons het nog ver om te gaan, maar daar's vordering. So kyk vir die ou langs jou en sê, hou om hemelsnaam op om te kla. Wie saam met my? Wie kan amen sê? Yes, like, ons is so 'n klaar generasie. Ons gaan met jou. Nee. Sleg. Suid-Afrika se prentjie lyk donker. As jy nou luister na Dawie Rood, Rob Herfshoff, Ernst Roots, jong, skets hierdie manne 'n prentjie dat ons is nou net so diskant die apokalips, jy weet, ons is en as jy in die Suidlanders behoort, dan gaan hulle vir jou vertel dat die einde gaan enige oomblik aanbreek en ons gaan en julle, daar is gevare, daar is uitdagings, daar is moeilikheid. Maar so was daar moeilikheid al vir die laaste 2000 jaar. Wie van julle, ek onthou Dirkie vertel my, hy sê jare terug, toe die droogte vir Dirkie 5 jaar, 7 jaar was die droogte. Dis nou lank terug, né? So en hy sê hy's by 'n boerevergadering en nou soos die boere nou maar is, nou kla hulle oor die water en die damme wat leeg is en die rivier wat nie loop nie, al sulke goed. En toe is daar 'n ou oom daar wat al baie jare boer en hy sê nee, julle moet net onthou dat daar was in Moses se tyd 7 jaar droogte. Nou, ons vergeet dit, dat moeilikheid is nie nuut nie, julle. Maar ons het baie meer om voor dankbaar te wees. Ek luister nogal baie na Dr. Frans Cronje van die ER en hy was in die Zuma era was hy baie negatief. Kyk, hy was een van die manne wat jou negatief kon maak met data.
Maar as julle nou deesdae na sy praatjies luister, dan is hy soveel hoopvol. Dan sê hy, man, ons land het 'n sosiale fiber, 'n demokratiese fiber, dat ons eintlik wil saamwerk. Ons wil saamwerk. Dis soos 'n familie, die kinders fight, maar as dit kom by push to shove, dan werk hulle saam. Hulle is daar in die kamer en hulle trek mekaar se hare, maar nou moenie aan my sussie vat nie, dan gaan ek jou wys. Nee, ons het daai mentaliteit in ons land en ek dink ons onderskat die byvoorbeeld die vryheid van ons regsbank. Ons het 'n vryheid van pers. Ek sny dag my hare. Was eintlik 'n paar jaar terug, want dit is voor die oorlog aangebreek het in Palestina. Ek het nie 'n paar jaar terug my hare gesny nie. Alright, so 'n paar jaar terug terwyl ek my hare sny. Dis daar ou wat my hare sny en ek is altyd talkative en ek vra vir hom, waar kom jy vandaan? En hy sê hy kom van Pakistan. Ek sê wow, hoe beleef jy Suid-Afrika? Hy sê is fantasties. Ek sê hoekom? Hy sê julle val julle president aan en sê hom sleg. Hy sê jy kan nie dit in ons land doen nie. Hulle sal vir jou toesluit. Jy sal nooit weer die lig sien nie. En dink jy, okay julle, wow. Nou Jonathan Haidt, soos ek sê, het 'n boek geskryf, The Anxious Generation, en hy praat spesifiek as 'n wetenskaplike oor die effek wat skerms en inligting en TikTok en Facebook en as jy ure op hierdie goed spandeer. Hy sê jou brein is nie gemaak om te onderskei, om soveel data te ontvang van negativiteit en dan te onderskei wat is werklik en wat is nie werklik. Met ander woorde, wanneer jy iets sien en dit ontstel jou, al het dit baie ver van jou af gebeur, is jou brein ontstel. En dan word daar endorfines en allerlei goed in jou brein losgelaat wat jou angstig maak, wat jou bang maak. En so begin jy so 'n bietjie hipertensie hê waar jy voel, wat nou? En dan as jy nou hier in die strate uitloop, is jy baie bang. So ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie bang wees nie, mense. Is daar iemand wat met my ek wil vraag, vrees is 'n lewendige tronk. Nie waar nie? Jy's vry, maar jy's vasgevang. Dis 'n tronk wat jou so vasvang dat jy niks sal doen nie. Jy sal niks waag nie. Jy wil nie leef nie. Jy wil nie buitentoe gaan nie. Hulle sê ek het in die week lees ek die American Society, a Psychological Society wat sê daar was nog nooit soveel fobias geregistreer op die oomblik onder sosiologie en sielkunde as op die oomblik nie. Hulle is besig om nuwe fobias uit te dink soos die maande gaan. Weet spinnekop fobia en gogga-fobia en donkerte-fobia en weet nie wat se fobias nie. Dan dink jy, nou, hy's nie 'n Christen nie. So, hier aan die einde van sy boek deel hy volgens hom die oplossings vir die probleem. En hy sê die volgende, hy sê, antieke godsdienste, wat hy toe gaan doen het, is hy het na godsdienst gaan kyk, 2000 jaar. En het is interessant dat mense wat aktief in hulle geloof is, het heel wat minder vrees. En hy sê die volgende, hy sê gereelde heiligheid, met ander woorde die besoek in 'n gemeente, 'n erediens waar jy saamkom en saam met ander mense sing, daai saam wees. Maak dit jy so 'n bietjie warmer voel. Jy voel so 'n bietjie jy behoort. Jy voel nie alleen in die wêreld nie. Jy voel heel wat minder bang. Hulle sê mense het minder hartsiektes, minder stresverwante siektes, mense wat opreg die Here dien met skrif, met aanbidding, met wat die Here met hulle hele hart dien. Hy sê die tweede is dat die fisiese ervarings van godsdiens. Met ander woorde, jy kan dit nie aanlyn doen nie. Die feit dat ons volgende mekaar kan vat, dat ons saam aanbid en saam sien hoe iemand anders sy hande opsteek en jy sien iemand anders huil en sy trane raak jou en jy beleef 'n stuk saam wees in die fisies, in die aanraking, die saam nagmaal gebruik en dit eet en dit kraak in jou mond en jy proe dit en dit doen iets hier binne jou en die feit dat ons vanoggend sit en koud kry, gaan jou hopelik jou hart warmer maak teen die einde van die diens. Die stilte, die rus, die fokus, die tye van gebed, meditasie, die leef in verwondering. Hy sê gelowige mense leef in verwondering. Hulle is so geleer. Wow, ons is lief vir die Here. Sien 'n voeltjie op 'n takkie, jy sien iets moois en jy dink, wow, die sonsondergang was nou so mooi. Ek neem aan julle wat daar uit Struisbaai gery het 'n paar keer gesê, wow, dis so mooi. Kyk hoe mooi is dit hier. Kyk hoe mooi is dit daar. Nee. Ja, want Struisbaai is so ou verlaat ou plekjie daar teen die see. Hulle moet so 'n bietjie berge hier kom sien, nee.
Nee, is pragtig daar ook nie. Hy sê gelowiges is mense wat stadig is tot woede en vinnig is om te vergewe. So dit beteken dat gelowiges leef net makliker. Hulle het geleer, hulle het die oefening gedoen om nie kwaad te raak nie. En as hulle kwaad raak, is dit 'n mistake. Is nie wat hulle wil doen nie. En hulle wil graag in vergifnis en vrede met mekaar leef. En dan sê hy laastens, hy sê hierdie mense het 'n vrees, het 'n diep gewortelde agting, vir die goddelike. Hy sê dis 'n goeie ding dat jy nie die God van jou eie lewe is nie. En dat die enigste wat jy het is vir jouself op 'n selfie. Maar dat jy iewers stil raak en sê, we serve a mighty, most powerful, awesome and glorious God. Is dit nie wat jy weer skielik klein maak en dan weet jy God is groot. Nou ek wil julle neem op 'n reis vanoggend met die woord. Ek het nou net sover die inleiding gegee. Maar ek wil julle met blaai na Matteus 5 en julle kan solank daar oopmaak. Maar net om vir julle konteks te gee, wanneer ons baie keer hierdie gedeelte lees, bekend in die Engels is die Beatitudes, in die Afrikaans is dit die seënspreuke. En ons ken dit baie goed, maar ek wil julle met vanoggend dit net in 'n ander manier hoor eers. In Jesus se tyd, mense, was dit nie 'n maklike wêreld nie. Die historikus Jody Magnus in haar boek Stone and Dung, Oil and Spit skryf die volgende. Sy sê vir ons as Westerlinge het ons 'n baie skoon higiëniese bril waardeur ons na die wêreld kyk, want ons leef in 'n redelike skoon wêreld, nee, ons stap in winkels in en dit is skoon en alles is higiënies skoon. Sy sê dit was glad nie so nie. Sy sê as ons in die antieke wêreld waarin Jesus geleef het sou leef, was dit vuil, sleg ruikend en ongesond. Indië, die van julle wat al in Indië was. Ek onthou een van my vriende, Niels de Jager, wat nou ook by die Here is, hy het my vertel hoe hy die eerste keer in Indië is. Hy sê, Jan, ek kon nie uit my hotelkamer uit 3 dae nie, ek kon nie. Hy sê, ek is nie gewoond om tussen, ek bedoel werklik, human vullis, te loop en te trap, en die ruik en die dood. Hy sê, ek kon nie. En dis die wêreld waarin Jesus geleef het. Ons weet dat die dorp in Nasaret het min of meer so tussen 200 en 300 mense gehad en hulle het 'n tipies wat ons sou ken as 'n plaas bestaan. Jy weet hierdie sandveldhuisies en waar 'n paar mense saam geleef het, 'n uitgebreide gesin. Maar die kans dat jy 30 sou oud word was die gemiddeld. Die lewensverwagting was 30. Die kans dat jy met 'n tandabses en met 'n infeksie of 'n ernstige longontsteking sou sterf is baie goed. Die helfte van kinders wat gebore is dood. Het dit nie gemaak nie. Net omdat die geboorteomstandighede te moeilik was. En dan in hierdie tyd het hulle bene opgegrawe onlangs en teen is 'n baie interessante studie wat oor Nasaret gedoen is nou onlangs want hulle het die stad weer die plek gekry en opgrawings gedoen. En van die bene wat gevind is, het almal yster en proteïene tekort as ook ernstige artritis. Want die dieet wat gevolg was baie limited geweest en mense het byvoorbeeld glad nie gewoond proteïene ingekry nie. So meestal as jy dink die mediterrane dieet, sal jy weet is baie sade, is weet ongesuurde brode en is 'n baie armoedige dieet. En dan bo dit alles het jy 3 keer belasting betaal. Ons betaal net 1 keer belasting. So jy het belasting aan die Romeinse ryk betaal. Jy het belasting betaal aan Herodes, die leier van Judea, en jy het nog boop dit jou tempelbelasting betaal. So jy het baie min geld in jou hand gehad. Dit was 'n wêreld waar jy nie regte gehad het nie. Menseregte was eers en dink ek, wat is dit, 1960 iewers of 1955 dink ek, as ek reg is, het die menseregte eers tot stand gekom. Deesdae het mense so regte dat hulle dit vergeet, dit is eintlik voorregte. En dit is miskien meer eerder verantwoordelikhede as wat dit regte is, maar nou ja. Die punt is, die feit dat jy kon in 'n militêre sone waar die Romeinse 1948, dankie Chantal. Julle weet dat die Romeinse legioen
was in Jerusalem gestasioneer en hulle sê dat dit beteken dat daar was omtrent 40,000 soldate wat net bo op die heilige berg, dis nou waar die tempel is, gefunksioneer het. Nou jy weet hoe lyk 'n weermag. Jy weet hierdie manne is rof. En hulle het geskree en gebulder en rondgejaag en jy het geen regte gehad. As hy jou in die straat doodgemaak het, kon jy nie hof toe gaan in jou familie en probeer 'n regsaak beklink nie. As daar van jou gesteel is en van jou gevat is dit nou maar hoe dit is. En dit was 'n onregverdige wêreld, dit was 'n onbillike wêreld. En boop dit was hier die klassesisteem waaruit jy nie kon gaan nie. Ons leef in 'n vrye klassesisteem waar jy kan vrylik trou met wie jy wil trou, bly met waar jy wil bly en gaan waar jy wil gaan. En daardie tyd was die klassesisteem so vasgevang geweest dat as jy 'n peasant was daar geen manier dat jy kon opskuif in die hiërargiese volgorde van belangrikheid nie. En is in hierdie agtergrond van diep swaar kry waarin ek nou vanoggend Matteus 5 gaan lees. Nou, die groot vraag is, hoe het Jesus met mense se leed, met hulle swaar kry gedeel? Wat was sy antwoord? En hier is die antwoord. Toe Jesus die groot skare mense bymekaar sien, het hy teen die berg uitgeklim. Toe hy gaan sit, kom sy disippels na hom toe en hy het hulle soos volg geonderrig. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want hulle het deel aan sy koninkryk. Gelukkig is die trewendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Gelukkig is die wat honger is, en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Gelukkig is die wat met deernis uitreik na mense in nood, want God sal aan hulle deernis bewys. Gelukkig is die wie se hart volkome op God gerig is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Gelukkig is die wat vervolg word, terwille van wat voor God reg is, want hulle deel aan sy koninkryk. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word, omdat julle my disippels is. Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete ook voor julle vervolg. Wow, jy moet so half pause, want dit net so kom insink in jou gees vanoggend. Jesus kry ons nie jammer nie. Jesus begin nie 'n plakkaat revolusionêre veldtog teen die Romeine nie. Jesus vertel nie eers hoe sleg en onbillik en onregverdig hierdie wêreld is nie. Wat doen Jesus? Hy kyk in hierdie mense wat soos vanoggend voor hom moes gesit het, in absolute armoede. Miskien van hulle klere was stikkend terwyl hulle daar voor hom sit. Daai mense vir wie hy, onthou, ons lees dit, maar hy het met mense gesit en praat, dat hy voor hom sit. Wie se kind dalk voor sy oë doodgemaak is en hy voel die onreg dat hy kon nie dit eers regmaak nie. Dalk is iemand sy plaas van hom gevat, 'n stuk erflating van hom gevat. Dis die mense wat voor hom sit. En dan sê Jesus, julle is geseën. Mense, ons kyk baie keer na buite terwyl God na binne kyk. Ons is so ingestel op dit wat ons het en nie het nie, terwyl Christus na die binnekant kyk en sê, julle is ryk. Tobias en ek het die voorreg, die Here ons geroep het in Uganda, en ek onthou ons het vir baie jare, toe ek daar kom die eerste keer, toe ek bid, dat ons nou gaan, toe sê die Here vir my, sê vir die mense, they are the pearl of Africa, they are rich, they are wealthy, they are wonderful, en hulle is waaragtig so, hulle is die mooiste mense, hulle die mooiste harte, hulle is vriendelik. Ons was so baie keer daar waar ek omtrent die enigste wit persoon onder duisende swart mense is, en dat ek nie een oomblik bang is vir my lewe nie. Die mense is vir ons goed, hulle is liefdevol, hulle gee om vir mekaar. En nou begin ek, en die Here sê vir my, moenie vir hulle jammer kry nie,
Moet ook nie vir hulle iets vat nie. Moenie jy nie die objek van seën wees nie. Moet jy nie die een wees wat die God kompleks het, wat hulle uit hulle armoede gaan verlos nie. Gaan sê vir hulle is ryk. Ons doen dit vir 10 jaar. As ons soontoe gaan, dan sê ons vir hulle is ryk, dan kan jy sien die ongeloof sit so in hulle oë en dink hulle, ja, wit man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Dan sê ek vir hulle, luister, die feit dat julle so met loop en die karre het nie, is julle 10 keer meer gesond as wat ek is met 'n kar. Julle sien baie meer van die wêreld raak en julle kuier baie meer met mekaar terwyl julle so stap. Ek jaag in my kar van punt A na punt B. Ek is gemeenskaploos, familieloos, my vrou is my kwaad en ek is te besig en ek jaag te vinnig en ek spoed kaartjies en ek is ongesond. So wie sê julle is geseënd? Ek sê hier by ons moet ons gaan kos koop ten duurste om organiese goed te bekom. Julle pluk die goed van die bome af. Sulke mangoes, sulke piesang, sulke watermoene. Dis 'n vrugbare land. Ek sê julle is heel waarskynlik meer gesond as ons. Dan kyk ek na hoe hulle familie en hulle gesamesyn, hulle gee om vir mekaar, hulle is altyd in groot groepe, die kindertjies speel, hulle lag so. Hardloop met 'n speekwiel rond, speel met die simpelste goed. Ek sê luister, ek weet nie van julle nie, maar ons lot wat daar in 'n mall rondloop, lyk rader bedruk. As jy wil sien hoe lyk mense bedruk, gaan na Tygervallei toe en gaan sit in 'n koffieshop en kyk vir die mense. Met hulle sakke vol goed lyk hulle bevoeterd. Van wat hy nou nie kon gekoop het nie. Julle is ryk. Julle is ryk. En dan in die begin het ons hulle uitgedaag en sê ons het nie gekom julle te seën nie. Ons wil eintlik hê julle moet ons seën. En vra ons vir hulle, bid vir ons. Ons vra vir hulle, julle moet vir ons offerandes opneem. Julle dan neem hulle offerande op met daai paar sente. Ons kan nie eens 'n hamburger met dit koop nie. Gee ons dit maar weer op 'n manier terug, maar ons leer hulle, julle moet vir ons gee, want daar gaan 'n dag kom, dan profiteer ons wat julle ons gaan betaal. En julle gaan vir ons seën. Verlede jaar ek en Tobias daar vir die eerste keer in 12 jaar, hoe lank het ons nou daar is, het ek nie vir een ete betaal nie. Ek het nie vir een hotelverblyf betaal nie. Ek het net my vliegtuigkaart betaal. Daai mense is so opgewonde om vir ons 'n seën te wees. En vir Pastor en Apostel Jan vir 'n ete te stiek. Is hulle trots. En dan sê ek vir hulle, julle is nog nie daar nie. Volgende keer, dan vlieg julle na ons land en dan kom preek julle vir ons en as julle sien, jong, hulle like dit. Kan jy sien die rykdom? Kyk gou vir die ou langs jou sê, jy's nie arm nie, jy's ryk. Jy kry nie swaar nie, jy is okay. Amen. En julle kan in die notas gaan kyk, is pragtig, nee, wanneer ons vinnig opsom die beloftes uit hierdie gedeelte. Hy sê julle behoort, die koninkryk van die hemele behoort aan julle. Mense sê gou vir my, wie's geseënd? Die een wat die koninkryk het of die een wat hom nie het nie? Hy sê julle sal vertroos word. Wie van julle weet, Patrys, dat wanneer jy partykeer 'n geliefde verloor, julle, is jy baie nader aan die Here. En beleef jy wat min mense beleef, en dis dat God self jou vertroos. Maar saam met dit is die leed van pyn. Hy sê julle sal die aarde beerwe. Hier's ek like hierdie een. Wie van julle like daai een? Sê gou amen. Julle sal die aarde beerwe. Hierso is ons met politieke mag, wie's in besit, wie regeer die land? Jesus sê julle het die hele aarde. Alles behoort aan julle. Julle sal versadig word. Daar sal in julle barmhartigheid bewys word. En julle sal God sien. Julle sal kinders van God genoem word. Nou luister, hierdie is 'n groot een. Onthou, hierdie sit hierdie klomp peasants en die rabbies en die priesters het mos nou gekapitaliseer op hierdie mense se behoeftes. Hulle wil ook nie Here ken. Maar die rabbies is, man, hulle is so hoog heilig. Hulle is daar bo langs en die priesters en al hierdie heilige ouens. En hierdie arme gepepel, hulle maak dit net nooit die merking. Hulle weet dit ook, hulle lyk anders, hulle dra gepepel klere, die rabbies dra fancy klere. Curly hare en sulke fancy hoedjies. En hulle weet net nooit of hulle deel is van die storie. Jy kan nie dink hoe groot was Jesus se woorde wanneer hy vir daai ouens in die oë kyk, soos ek vir julle vanoggend kyk en dan sê hy, julle is deel van God se familie, julle is sy kinders. Julle hoef nie 'n bok te slag, 'n offer te bring, rabbi te word, een of ander iets te doen. Julle is sy kinders. Dit is net 'n lekker liedjie. I am a child of God.
no longer fear. Amen. Nou wil ek hê julle is nie almal gehoorsaam as ek julle vra om na mekaar. Kyk vir die ou langs jou, sê vir hom, ek is 'n kind van God. Nou moet jy dit weer doen, en jy is 'n kind van God. Amen. Ons is familie. Hy sê julle koninkryk, julle behoort aan die koninkryk van die hemele, en dan hoor gou hierdie een. Julle loon is nie hier nie, is in die hemel. Ons sit nie by mekaar maak wat ons hier by mekaar sit, wat, jy weet, as jy nou sterf, mens dink aan, ons het in die week, het ons in ons Bybelskool gepraat oor testamente, en ons het gepraat oor al die goed wat jy moet oorgee, maar dink het gou daaroor, 100 jaar van nou af, is niemand wat tans op die aarde bestaan meer hier nie. 100 jaar van nou af, daar gaan so hier en daar een wees wat oor die 100 gaan oud raak, maar so iemand anders gaan in jou huis bly, jou kar gaan iewers op 'n scrapyard lê, daai een wat jy so polish, waar jy so kwaad is oor die nuwe vrou wat die merk rim just kan sy nie bestuur nie, nou nog 'n merk op die rim. Ja, en Jesus kom en dan waar jy oor dit. Ek wil nou nog een vers vat, Filippense 1 vers 27. Nou wanneer Paulus hele paar dekades later hierdie gedeelte skryf, dan skryf hy vir dieselfde mense. Dis dieselfde mense wat toe Jesus gekom het, gehoop het dinge gaan verander. Dit het nie verander nie. Die Romeinse ryk het net wreder geraak. Die keisers wat intussen in regering is net nog meer boos, meer God behep. Dis 'n wêreld van heidenisme. Die van julle wat al in Indië of in Asië was, in Taiwan en die plek, is nogal vir ons Christene 'n vreemde plek. Jy sien die vreemde gode en beeldjies en goedjies hier om jou. Dis, met ander woorde, is dieselfde moeilike omstandighede. Dis dieselfde swaar. Inteendeel, dis nog moeiliker. Inteendeel, nou word Christene, hulle het Jesus vervolg, nou word ons almal vervolg. Dis nie maar net, jy sit daar, die kans dat jy vervolg gaan word, die kans dat iemand wat jy liefhet al vervolg is baie groot. En dan sê Paulus in Filippense 1:27. Hy sê alleenlik, met ander woorde, hy sê, ek wil jy moet nou mooi luister, soos Jan partytjie sê, nou my laaste punt is nog nie my laaste punt nie. So hy kom en hy sê, dis nou die laaste punt, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus. Sodat, of ek kom en julle sien dan wel, of ek aanwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vas staan, en in een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. En hier is die sinnetjie. En dat julle in geen opsig julle laat afskrik deur die teestanders nie. Wow. Dis vir hulle wel 'n bewys van bederf, maar vir julle vir redding, en dit is van God. Omdat dit aan julle te wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. Mense, ons Christene moet ernstig verlos word van ons entitlement, dat ons dink, omdat ons die Here dien, everything keeps going right Toyota. Ek weet nie van wat die Bybel julle lees of ek lees nie, maar as ek die Bybel lees, as jy 'n kind van God is, sal jy vervolging verdien. As jy doen wat reg is, gaan jy teestand hê. As jy gaan reg leef, gaan jy moeilikheid hê. Everything keeps going right Toyota. Party Christene, jy weet, hulle gee hulle tiendes en hulle kom sing en hulle kom dien die Here. Hulle het so vir die mentaliteit. Here, kan jy nie sien hoe goed ek doen nie? Kyk hoe swaar gaan dit met my.
Kyk hoeveel moeilikheid het ek, hoeveel goed breek jy om my? Nee, die Bybel sê, aan hulle wat hom dien sal wat? Hulle sal vervolging verdien. Ja, maar die mense praat vir my, ja, maar die mense dit, ja, en hulle sê dit, en ja, daai familie hou nie van my nie, en daai familie kom nie meer Kersfees toe nie, want ons dien die Here, en ja, daai ouens is kwaad vir my, want ek nie meer drink nie, en ja, daai hou nou nie van my nie, want ek partytjie nou nie meer saam nie. Well, so what? Get a life! Amen. Ons lewe in Christus, julle, het die wind van voor. En dan kom hierdie gedeelte, en dit het my so aangespreek. Hy sê, laat julle in geen opsig afskrik deur julle teestanders nie. Mense, dis 'n ander preek vir 'n ander dag, maar kom ek sê vir julle, victimhood en 'n victimhood mentaliteit het nog vir niemand enigiets in die sak gebring nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense meer wil kla en huil en hulle wil deur hulle swaar kry, wil hulle bejammer word en hulle wil simpatie hê en hulle wil hê dat mense vir hulle iets voel. Luister, die wêreld werk nie op daai goed nie. Wie weet, die lewe is hard. Dit beteken iewers moet ek opstaan, iewers moet ek verantwoordelikheid neem, iewers moet ek die lewe in die oë kyk en sê ek vat hom nou. Verlede week se preek oor standaarde. Ek verwelkom die standaarde. Ek sê Here, dankie vir jou standaarde. Ek neem kritiek. Sê gou, kan net almal gou vir my sê, luister, kinders van die Here moet 'n dik vel kry om kritiek te hanteer. Hierdie ou fyn gevoeligheid wat almal van ons het, moet ons oorkom. Almal van ons. Ons is so bang om kritiek te vat. Vat dit, groei. Sê dankie. Amen. Nou gaan ek nog beter raak. Nou gaan ek groei. Laat julle in geen opsig laat afskrik nie. Ek wil tog waag, vergewe my as ek dit sê vandag, dat wit Suid-Afrikaners is vandag na almal se hierdie amper slagoffer pleidooi wat ons gaan gee. Ons kry swaar, ons het dit moeilik in hierdie land. Het vir ons meer skade gebring as wat ek dink dit vir ons sukses gebring. As 'n wit mens. Moet die wêreld weet van die onreg in ons land, moet hulle weet, maar luister, dis baie onreg in ons land. Dis baie verkeerd in ons land. Ons kan nie ons swaar kry uitsonder asof ons swaar kry meer swaar is as wat enigiemand anders het. Een van die dinge wat ons baie keer het, jy kyk so na 'n ryk ou, dan dink jy, dis maar 'n lekker kar wat hy het, jy weet. Maar gaan sit met daai ou en dan hoor jy dan daai man kners in die nag sy tande en sy gums in van die vrees wat hy het oor die baie mense wat hy moet betaal en waar die geld vandaan moet kom en hoeveel verantwoordelikhede hy het en hoeveel risiko daar is. Almal kry swaar mense, kom aan. Wit mense kry nie swaarder as swart mense en swart mense as bruin mense nie. Sê net gou vir my, almal kry swaar op een of ander vlak. Ons is nie special met ons swaar kry nie. Mense het moeilikheid. Vergeet so 'n bietjie van jou moeilikheid en sien die moeilikheid om jou raak. Amen. Ek sluit af met Hanlie se woorde. En julle almal weet dis die waarheid. The only way to overcome fear is to face it. We all know it. As jy bang is vir spinnekoppe, wie van julle is nie bang vir spinnekoppe nie? Ek sê, daar sê, okay, daar gaan kuier vir Alwyn en gaan kuier vir en maak vriende met die mense wat nie bang is nie en hulle sê jou help. Dat hy op jou klim en al daai goed. You need to face it. Come on. Ek weet van mense wat my ma kon nie swem nie. En sy het nooit geleer om te swem nie want sy was te bang om te swem. Ek sê, kry iemand wat weet om te swem, wat geduld het, wat sag en liefdevol met jou is en gaan swem. Kom aan. Gaan leer om te swem. Van ons is bang om 'n rekenaar aan te sit. Van ons is bang om 'n transaksie te maak. Luister vrouens, hoe hy gaan vir my. Ek dank die Here vir vrouens. Want vrouens is meer besorg en versigtig en hulle wil nie foute maak nie en hulle wil nie risiko's vat nie. Maar luister, niks in hierdie wêreld gebeur sonder risiko.
Jy het nie die voorreg om perfekte kennis te weet en dat elke kennis en elke transaksie en elke besigheid wat jy gaan begin, gaan suksesvol wees nie. Kan ek iemand net gou amen sê? Geloof spel jy R-I-S-K. Kom aan, is ek reg? En ja, geloof moet kom en geloof moet in jou groei, maar luister, hierdie ding dat ons is so bang. Daai ding gaan ons nie laat wen nie, mense. Vrees vir die toekoms, vrees vir die onheil, vrees vir die nag van dit, vrees vir dit. Ons kom vanoggend met die woord van die Here. En laat die Here vanoggend in ons harte werk. Ek wil ons met volgens oop toe maak. Vrees is nie iemand in hierdie kerk vanoggend wat nie met vrees worstel nie. Hy besoek vir ons op verskillende maniere. En die vyand weet presies wat se prentjies hy in jou kop moet laat verbyflits wat jou bang maak. So kom ons maak ons oop toe. En ek wil net daar waar jy sit, sê Here, kom skyn vanoggend u lig hier diep in my hart. Daar waar daai stukkie vrees wegkruip, ek koester hom, ek bær hom, ek is vir hom bang, maar hy sit daar donker in 'n gaatjie in my hart. Kom net daar waar jy sit, sê Here, ek gee vanoggend. Kom skyn u lig in my gemoed, in my siel, en vul my met geloof. Waar daar 'n saadjie van onwettige vrees en angs hou vasgekry het, wil ek vanoggend bid. U het gekom om ons vry te maak. As jy vanoggend vrymaking soek, steek net jou hand op en vat hierdie geloof, vat die Here se oplossing vir jou vrees. Vat sy oplossing, vat vir Jesus, nooi hom in. So 'n mooi prentjie vanoggend, ek sien hier oor julle kyk hoe die son hier deur die venster skyn en op van julle skyn vanoggend terwyl julle hier sit. Mag die son van geregtigheid vanoggend op ons harte skyn in Jesus naam. En almal sê amen. Ek wil hierdie preek op 'n ander manier afeindig vandag as wat ek gewoonlik doen en ek wil vanoggend Jan Onkant vir julle vra, as daar van julle is vanoggend wat onlangs, ons is nooit ophou gebattle met vrees nie, maar jy het so ietsie van 'n vrees oorwin, wil jy nie dit vir ons kom deel nie, wil jy nie kom getuig van hoe die Here jou miskien net kom aanraak het, vir jou iets kom leer het, om miskien die vrese wat vir jou reël is, te kan oorwin nie. Wie van julle wil kom getuig? Nie almal te gelykertyd nie, een op 'n slag. Daar's hy, kom lieflik. Môre almal. Ek wil graag vir ons 'n vers lees want die Here het compassion op ons as mens. Hy het genade en geduld met ons wanneer ons vrees en bang is en angstig is. Hy's nie buitekant ons omstandighede nie. En God se woord is die waarheid. En in 'n tyd in my lewe, as ek van my ouers afgekom het, was ek verskriklik angstig oor hulle angstigheid. Ek het dit letterlik huis toe gedra. So ek kon dit 'n gevoel of ek nie asem kry nie. En iets interessant, as jy angstig raak, en dis eintlik die hele evangelie, moet jy op iets fokus wat niks met jou te doen het nie. So jy moet begin rondkyk en 5 items in die vertrek sien. En dit begin noem. Jy moet 5 kleure begin identifiseer. So die oomblik wat jy nie meer aan jouself dink nie, jy fokus op iets anders, dan raak dit makliker. Klink dit soos die koninkryk, dat alles nie net oor ons gaan nie. So dis 'n praktiese hint wanneer ons angstig raak. Nog 'n praktiese hint is asemhaling. En God, julle, is eintlik die suurstof wat ons nodig het. So jy moet 5 tee inasem en 6 uit. Interessant, 5 is die getal van genade en 6 is die getal van die mens. Dit alles help om angstigheid fisies op 'n praktiese manier te trotseer. En dan
Hierdie was my gunsteling vers in my tyd wat ek angstig gevoel het. Jeremia 17:7-8. Ek lees dit in die Amplified. Blessed with spiritual security is the man who believes and trusts and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord. Is dit nie amazing nie? For he will be nourished like a tree. Wat is hier agter ons? Ons Eden. Maar in daardie Eden gaan goed dood. In daardie Eden is daar plante wat oorgeplant moet word. Daar is lewe. Dis nie alles net maklik nie. He will be nourished like a tree planted by the waters, that spreads out its roots by the river, and will not fear the heat when it comes, but its leaves will be green and moist, and it will not be anxious and concerned in a year of drought, nor stop bearing fruit. So, deur elke seisoen, julle, van vrees of angstigheid, want dit kom, dit besoek ons, kan ons op God se woord staatmaak. En hy gaan vir ons praktiese maniere gee om angstigheid en vrees te oorkom. Maar die beste manier is hy. Is 'n denying of self. Om te sê, Here, ek gee net gou hierdie wat my so angstig maak vir U. En dan om 'n praktiese manier te kry om dit te overkom. En 'n praktiese manier is om vir iemand anders te gaan bid, om vir iemand anders goed te gaan doen terwyl ek self nie goed voel nie. Môre broers en susters, helemaal verskoon, ek het so 'n bietjie verkoue. Ek wil gou 'n getuienis vertel. Ek lees nou nie die Bybel uit nie. Ding is ek werk maar met die natuur nie goed. So het ons so 2 weke terug se kant. Ek boer vir 'n ou hier aan die ander kant. En ons het 'n plaas onder in die Bidouwvallei. As jy nou die Bidouwvallei heel agter is, as jy sien hoe rof is die paaie en goed, daar's niks hou nie. En hulle bou 'n huis daar en ons besluit maar wat ons moet stene na toe vat en ons moet boorpype vat en ons moet 'n klomp goed vat. En ek het 'n Zimbabwe wat altyd saam met my gaan. Hy kom al, ek het so 4 wat so 7, 8 jaar saam met my beweeg. Hulle is soos kinders so goed as en die een ou werk saam met my, 'n groot Zimbabwe. En ons het 'n lorry gekoop so 'n maand terug, maar wrak. Hy's niks werk op hom. En ons moet nou gaan stene lei en ons moet nou pype gaan lei en op die einde van die dag, toe ons nou die oggend lei, toe sê die Zimbabwe vir my, "Sir, with what we gonna ride?" I say, "No, with this truck." I say, no. This truck. Ek sê vir hom, moenie worry nie. Ons lei daai lorry seker 4 pallette stene, 2 pallette sement, 7 boorgatpype en nog 'n klomp goed. En ons trek hier vanaf weg. Die lorry die klats nie uit die brieke uit niks nie. Ons gaan nou pakkies pas oor. Ons gaan nou al hierdie pas oor. En toe as jy die knop uitklim, toe sê hy vir my, "Sir, we're not gonna make it." Ek sê vir hom, "Moenie worry nie. Ons is vrees, maar jy weet." En toe met die derde keer sê ek vir man, weet jy wat? Ons se sake is mos reg met die Here. As ons vandag gaan, dan gaan ons. Hy kyk my so. Hy sê vir my children. Ek sê vir hom, "Man, daar is mense van jou kinders kyk. Die Here sal sorg vir ons." En toe ons net die bult klim, toe skiet die lorry se waterpyp. En toe hy so skiet, hy praat so gebroke Afrikaans, toe sê hy, "Ek het jou gesê, kyk die Here uit waarsku ons." Sê vir hom, "Man, moenie worry nie." Pyp reg gemaak. Nou klim ons die klats nie, ons het niks. Nou gaan ons eerste keer uit, eerste keer af. En ons het dit gemaak. Ons het die oggend 8:00 begin en ons het die aand 11:00 by die huis gekom. En ons het hierdie passe afgegaan en oorgegaan. En weet jy wat? Ons werk op geloof. Ons bid vir die Here. Ek sê altyd vir baie mense sal vir jou sê, maar jy tar die noodlot.
Ons staat nie in die noodlot nie. Ons vertrou in die Here. En dit is die fees wat ons moet oorkom. Baie kere waar ons na blik getrek wat ons 'n ding moet doen en ons kan nie anders dan ons moet dit doen. En dan bid ons vra vir die Here moet ons help. En dis hoe die Here met ons werk. En toe sy aan by die huis kom, toe kyk hy my so, toe sê hy vir my, God is good. Toe sê ek weet hy is goed. So, dis hoe 'n mens lewe. Jy weet, dis baie keer nie maklik nie. Niks is maklik in die lewe nie. Mens kom baie keer waar jy sien, maar hoe gaan jy die maand dit maak? En dan sien die Here jou of die Here stuur dit of hy dat of dat. En dis maar 'n klein, simpel, eenvoudige getuienis wat ek julle vandag wil sê, is as jou geloof reg is en jy vertrou in die Here, dan sal die Here jou end uitvat. Goeiemôre. So 'n paar jaar terug het dit geweldig swaar gegaan met ons die boerdery en ons het nie geweet hoe ons die maande sal deurkom nie. Ek onthou hoe ek een oggend in die oggendure uitgestap het, 2, 3 in die môre, dat niemand nou dink jy simpel nie. En ek het letterlik daar by vlak gestaan en het uitgeskreeu, Here God, waar is jy? Ek het jou nodig. Want hy is angstig en jy is vreesagtig oor wat mense van jou gaan dink, want jy het iets geprobeer en, ja wel, dan val jy. So, is seker maar jou trots wat ook maar getoets word in die proses. Vandag kan ek getuig, die Here het deurgekom. Ek dank die Here dat hy my die krag gegee het om nie te quit nie. Ek dank die Here dat hy my krag gegee het om aan te hou. Ek kan nie vanmôre hier so staan en sê ek verstaan vrees nie. Die woord sê ons moenie vrees nie. Maar selfs Jesus het gevrees. Hy het bloed gesweet voor sy dood in die kruis. En as jy gaan lees hoe kom 'n persoon bloed sweet, beteken dit een ding van dis die epitoom van vrees. Ek het nog nie bloed gesweet nie. So ek kan nog nie sê ek het dit eers verstaan nie. So ek weet nie of ek dit wil verstaan. Maar ek dink die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het, is hy het nie gekwit nie. Hy het gehou op sy roeping, op sy koers. Dis maar wat ek met julle wil deel. Ek dink Chantal het my gechallenge om te getuig vandag met die Eden agter. So ek is op 'n plaas hier so in die Cederberg in Krommerivier en ons moet hierdie jaar gebrand het, 'n blokbrand gedoen het. En natuurlik soos wat die boere sal verstaan en mense wat in die area is, as jy in die veld wil brand, is dit ook maar angstig. En ja, die veld het dit nodig. So die vuur wat brand, gee weer lewe. En natuurlik nou, dis 'n smeltkroes wat jy deurgaan. My Afrikaans is so goed nie. So you need to go through the fire to live again. And that's something that we all know. Ons het al groot geword met die gesegde, met die storie van hoe die vuur jou weer sal toets en jou sal die goud uit jou sal louter. En dit is presies wat dit is. So in the sermon today, I just typed in here, the fear of God eases the anxiety in the flesh. So yeah. Goeiedag almal. Ag, asseblief. Wil jy ek moet sê kom nie?
gaan so lank aangaan. Net gou Korintiërs 11, vers 24 en 25. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Dan Korintiërs 10 vers 16 tot 17 praat hy van die beker van danksegging waarvoor ons God dank. Dit is nie die gemeenskap met die bloed, van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap van die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. So, die gedagtenis van Jesus wat sy liggaam so erg en so wreed op aarde kom vernietig het vir ons. Sy bloed wat hy kom fisies uitstort het vir ons. Dankie. Daai gedagtenis en daai wat hy alles moet deurgaan om ons te kom bevry. Dit is maklik om te dink, ons staan hier so en ons sê ja nee, maar ons is bevry van sonde, Jesus het kom bevry. Maar om te dink waardeur hy alles moes gaan, ek glo persoonlik dit was vir my vernedering net om af te kom aarde toe. En dan nog deur al daai moes gaan net om ons te kom bevry. Saam met die bevryding is dit vrees. En soos wat Jan Maandag ons vir ons gesê het, ons kan nou in plaas van die dood vrees, kan ons dit sien as 'n eindmerk, as 'n eindbestemming, as 'n wenstreep. En dis alles te dank aan Jesus. So ek wil net hê vandag met dankseggingsbeurte en die brood gaan dit oor net om weer terug te kom om te sê dankie Jesus. Kom ons sluit net gerus oop. Jesus, ons kom vandag voor die Here en ons raak stil en ons weet en ons probeer indink deur wat U alles moes gegaan het vir ons, om ons te kan bevry en saam met ons kan wees. Here, ons wil net weet, kom en net vir U net weer sê dankie. Dankie, dankie, dankie. Ons kan nie genoeg sê dankie daarvoor nie, Here. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. Amen. Amen. Hoor julle? Okay. Daar gaan baie dinge deur 'n mens se kop wanneer jy dink aan jou tiende wat jy vir die kerk moet gee. Moet ek gee of gee ek genoeg? Daar's 4 hoofpunte waaraan mens moet dink. Die Bybelse perspektief, jou hartsgesindheid, die impak van die gee en jou persoonlike refleksie. Die Bybelse perspektief is om terug te gee aan God, om te erken dat alles aan God behoort. Dan is dit ook 'n skriftelike mandaat. Onthou die Bybel moedig jou tiende aan as 'n manier om God te eer en sy bediening te ondersteun. En om 'n getroue volgeling te wees, om God te vertrou en om hom te prioritize. Dan jou gesindheid, dankbaarheid. Gee met 'n hart van dankbaarheid vir God se seëninge en voorsiening. Dan vertrou dat God in jou behoeftes sal voorsien
en ook gehoorsaamheid. Gee as 'n daad van gehoorsaamheid aan God se woord. Die impak van gee, ek dink mense dink nogal nie altyd, of jy weet dit, maar jy dink nie altyd daaraan nie. Ondersteuning van die bediening. Besef dat jou tiende help met die bediening en gemeenskapsuitreiking. Die bevordering van God se koninkryk. Besef dat jou tiende bydra tot God se koninkryk en die verspreiding van die evangelie. Dis 'n seëning vir ander. Weet dat jou tiende ander seën, insluitend die wat deur die kerk bedien word. Dan jou persoonlike refleksie. Prioritizing God. Besin oor jou priorities en maak seker dat om God te gee een van jou grootste priorities is. Getroue gee, volhard om te gee selfs in uitdagende tye en dan bid vir leiding. Bid vir leiding oor hoe om verstandig jou tiende te gee. Dan net 'n bemoedigende versie om te onthou wanneer jy jou tiende gee. In Lukas 6 vers 38 staan geskrywe: Gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp, geskit en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Chantal het die jouke. As jy die jouke masjienkie soek, Chantal het hom, anders kan jy die jouke barcode. As hy. So, dit was nou so mooi, Karike. Baie dankie, Kobus. Well done. Maar die eerste keer. Wat ons doen, net sommer te verduidelik, een van die tradisies in ons gemeente is dat ons gee ons gemeentelede 'n kans om op Sondag die nagmaalboodskap en die offerande boodskap te bring. En hoekom ons dit doen, is dit fokus ons as lidmate om nie toeskouers te wees nie, om homself te kom deel oor die belangrike goed in ons lewe, naamlik nagmaal. As jy kan oor die nagmaal praat, dan kan jy oor Jesus getuig aan enige iemand. En dan oor offerande is eintlik nie net om te kom appel maak om te gee nie, maar jou eie getuienis van hoe die Here in jou lewe werk. So dis 'n wonderlike manier van deelname. So baie dankie dat julle bereidwillig is om dit te doen. Amen. Wie vanoggend is so lekker kos eet vanoggend. Mens voel so lekker versadig. Amen. En ons weet ons sal nooit ophou om met vrees te deel nie. Hy is altyd daar. Maar ek glo jy het vanoggend so 'n bietjie padkos gekry. Ek onthou jare terug ons charismatiese Pinkster vernuwingsmense, ons is baie gesteld op jou woord, jy moet nooit negatief wees nie. Hoe gaan dit? Net gaan goed. Halleluja. As jy nou so halleluja. God is good, dude. En ek onthou eendag het iemand my so gevra, gaan dit, en ek het daai stand gegooi en die Heilige Gees binnekant my sê vir my, "How are you feeling?" En ek hoor die woorde, "There's a secret root of doubt in your heart that you need to deal with." En ek het presies geweet waarvan die Heilige Gees praat. So ek wil jou uitnooi vir oggend. Hierdie is nie 'n tipe preek wat jy maar net kom luister nie. Dit is iets wat jy in die week jou hart voor die Here bring en sê, Here, kom help my, kom genees my. And face those fears, those doubts. Let it come out. If you need to talk to someone about it, Chantal, ons leierskap, ons huiskerkleiers, ons is almal hier om saam met jou te journey. Jy is nie alleen nie. Amen. Ek wil vra dat julle die aankondiging slide opsit. Ons het 'n paar belangrike datums wat die res van die jaar is. Dis ook op ons WhatsApp groepe. En as jy nog nie op ons WhatsApp groep is nie, kan jy net na Chantal toe kom na die tyd en sy jou help om op die WhatsApp groep te wees. Ons het in Junie gaan ons 'n summit hou hier teen die einde van die maand. En hoe 'n summit werk is begin gewoonlik hier by 'n Woensdag aand, Donderdag aand verder en Saterdag 4 dae. Waar al die aande spandeer ons aan spesiale predikers, spesiale dienste. Ons gaan die Vrydag die dag en dan ook die Saterdag die dag verskeie werkswinkels aanbied. En hierdie jaar gaan ons summit oor raising the standard spiritually.
En so ons gaan spesifiek 'n bietjie tyd spandeer rondom byvoorbeeld profetiese dans en profetiese musiek en profetiese sang. Ons gaan mense daaroor workshop. Ons gaan veral kyk na apostoliese profetiese verklaringe and to war of your prophecies. Dis goed wat ons nog gaan kyk. Ons gaan kyk na 'n nuwe vlak van leierskap. Hoe om ook in elkeen van ons het vlakke van leierskap waarin ons funksioneer. So dit gaan ons summit wees. Dis 'n tyd waar ons al ons kerke van die Weskaap nooi en kerke van buite ons gemeente ook nooi om deel te wees van hierdie aktiwiteite. Dan gaan ons in Julie gaan ons Uganda toe. Ons wil graag hê as daar van julle wat wil saamgaan. Dit is omtrent so ek skat so R15,000, die vliegtuigkaartjies omtrent so 10. En vir R15,000 dink ek kan jy saam met ons gaan. Dis 'n week, dis 'n Vrydag tot 'n Vrydag. En so jy kan dan net 5 dae verlof vat. En dis 'n lekker, dis regtig 'n lewensveranderende geleentheid. So julle is baie welkom. Dis die 10de, waar is dit, die 11de tot die 18de. Is daai datum reg te wees? 18de tot die 11de tot die 18de. En dan ons gesinskamp. Nou ek wil graag vir julle vra. Ons het 'n poll gedoen en almal het gesê hulle wil die gesinskamp die 1 tot die 3 Augustus hou, maar nou weet ek dis yskoud en nat. En ons gaan by Boegeberg wees 4x4. So kan ek net so hande sien. Wie's nog in dat ons gesinskamp daai naweek hou, al is dit koud en dit reën. Kan ek julle hande sien? Dit lyk so. Dis koud, dis nat. Julle is taaf. Pieter, Johan, jy's seker weg. Okay. Maar so kyk daai datum, ons is by Boegeberg. Daar's 36 slaapplekke vir 36 mense in die chalets en dan die res met hulle eie kampterrein of hulle eie tent of wat ook al saambring. En dis 'n wonderlike, ek moet sê dis regtig 'n besondere plek. Dis Boegeberg 4x4. Ja, die van julle wat al daar was, dis regtig baie mooi. So kyk daarna en dan die res van die datums kan julle sien soos wat dit daar op die bord is. Baie dankie. Dan môre aand. Ek het nou net nie my foon hier nie. Ek kan nou nie sien of Jan Hendrik ja gesê het nie, maar ons sal vir julle laat weet. Ons wil graag, ek is hierdie week nie hier nie, maar ons wil graag voortgaan met die Bybelskool. So kyk maar net na ons WhatsApp groep. Dat ons vir julle daai inligting sal gee. Ons Bybelskool op maandaande probeer ons altyd 'n baie praktiese kwessie aanspreek. Die een wat verby is, het ons gekyk na gereed wees vir dood en testamente en al daai goed. Dit is nie 'n lekker tema nie, maar dis 'n tema waar ons moes praat. Ek dink ons gaan hierdie maandag aand wil ons fokus op Bybelvertalings en watter Bybelvertaling is die beste. So kyk gerus daarna. Op daai noot mag die Here julle seën en kom ons sit net so en dan ontvang ons die seën van die Here. Nou mag die liefdevolle genade van ons Here Jesus Christus wat geopenbaar is deur die Heilige Gees vandag hier en nou met julle wees en bly tot Jesus kom. En almal sê amen. God bless you. Seën. Adios, amigo.